surrendering all, surrendering all. Find me here, Lord, as you draw me near. I'm desperate for you, desperate for you. Lord, I surrender. Dankie Here dat ons onsself kan oorgee aan U, na die volheid van U Gees kan besit neem vir ons lewe, dat U deur ons kan leef. Drench my soul as mercy and grace unfold. I hunger and thirst, I hunger and thirst. With arms stretched wide, I know you hear my cry. Speak to me now, Lord Jesus, speak to me now. I surrender, I surrender. I want to know you more. I want to know you more. Like a rushing wind, Jesus, breathe within. Lord, have your way, Lord, have your way in me. Like a mighty storm, stir within my soul. Lord, have your way, Lord, have your way in me. I surrender, I surrender. I want to know you more. I want to know you more. I surrender. Dankie Here dat ons onsself kan oorgee aan U. Baie dankie Here dat ons vanmôre saam met Hendrik in hierdie kerk kan sit. En Vader, die gebed van my hart is dat U hom sal versterk, dat U hom lus vir die lewe sal gee, en Here, dat hy sal besef dat die skepper van hemel en aarde is die een wat lewe en lewe tot in alle ewigheid. Ons dankie Here dat U ag gee op hom in hierdie dag, dat U hom versterk in hierdie dag, en dat U hom sal aanmoedig in die naam van Jesus, en ons dankie daarvoor. Amen en amen. Prys die Here. Ek gaan vandag met U oor iets praat. Ek oorweeg dit al, seker vir 6 maande. En elke keer, dan kom ek agter, as jy agtergekom het aan my prediking, dit loop in 'n lyn. Dit bou op na 'n klimaks toe. En in 5 jaar se tyd het ek jou by 'n klimaks probeer bring. En vanmôre gaan ek vir jou die klimaks van die evangelie gee. En ek wil jou vra vanmôre, moenie nou nie volgende Sondag mis nie. Want ek gaan nie deur dit kom nie. Want die evangelie van Jesus Christus loop totdat God sy wil ten volle in jou lewe gevind het. En jy die ware evangelie ten volle ontdek het en jy kan weet waaroor die evangelie van Jesus gaan. Ons weet, ek gaan net baie vinnig 'n kort klein fondasietjie lê. Ons weet dat die Here die mens geskep en hy het in die tuin van Eden gesit en die mens het gesondig. En die Here het 'n besluit geneem aangaande die mens. Maar hy het nooit sy oorspronklike plan van skepping uit die weg uitgery nie. Hy het dit net 'n bietjie op sy geskuif. En
ons weet dat die hele evangelie loop van Moses en Abraham en Noag en alles loop tot op 'n punt waar die hoogtepunt van God se plan op Golgotha plaasgevind het. En daar skuif God se plan in werking wat hy vir die mens gehad het, wat hy uitgestel het hierso, wat hy gesê het, kom ons maak mense na ons beeld en na ons gelykenis. En die slang het gekom en die slang het Eva verlei. En die Here het gesê, ek maak 'n belofte, dat die saad van die vrou sal die kop van die slang vermorsel. Alhoewel die slang hom aan die hakskeen sal byt, sal die saad van die vrou die kop van die slang vermorsel. Onthou dit. En ons weet dat hier op die kruis skop daar die plan van God in werking. En ons as kinders van die Here lewe na die kruis. Ons lewe in die vervulling van wat op die kruis plaasgevind het, lewe ons 'n lewe, 'n toekomslewe in die belofte van God wat hy gegee het. Nou sal daar mense wees na my beeld en na my gelykenis. So ek gaan nie deur 'n toer vat deur die skrif van die Here en vir jou sekere dinge wys. En soos ek sê, ek gaan nie deur die preek kom nie. Maar ek gaan jou probeer op 'n hoogtepunt los, sodat ons volgende Sondag op 'n hoogtepunt kan aangaan. Alraai? Daar's 'n gedeelte in die woord van die Here, en ek het dit nie vir Ines gegee nie, ek gaan dit vir die net vinnig lees. En dit kom uit 2 Petrus uit, en hoor net wat hy sê. Hy sê, want ons het nie kunstig verdigte fabels nagevolg nie, toe ons julle die koms en die krag van ons Here Jesus vertel. Ek is as jy wil die nota maak, 2 Petrus 1:19. Alright? Ons het nie stories vertel, toe ons julle vertel het, hoe groot die krag en die koms van die Here Jesus is nie. Ons het nie vir julle stories vertel nie. Ons het gehoor toe God met hom praat, toe hy gedoop is. Ons het gehoor toe God met hom op die berg gepraat het. Maar luister wat sê hy. In vers 19 sê hy, en ons het 'n profetiese woord. Wat is 'n profetiese woord? Dit is iets wat in vervulling moet gaan. We have a more sure word of prophecy, sê die Engels. We have a more sure word of prophecy. En hierdie sure word, of hierdie more sure word of prophecy, moes die apostels aan die kinders van God wat sou volg na die kruis bekend maak. Maar hoor wat sê hy, we have a more sure word of prophecy. Ons het 'n profetiese woord wat baie vas is, waarop julle tog moet ag gee soos 'n lamp wat in 'n donker plek skyn totdat die dag aanbreek. Totdat die dag aanbreek en die môre ster in jou hart opgaan. En ons weet, totdat die dag aanbreek en die môre ster in jou hart opgaan. Totdat die dag aanbreek en die môre ster in jou hart opgaan. Met ander woorde, dat jy die sterlig van God sou wees. En hoekom sal God praat van sterre? Alright? Ek lê vir jou net 'n fondasie. Toe die duiwel vir Eva mislei het en die Here moet hulle praat, toe sê hy vir hom, slang, op jou maag sal jy seil en jy sal stof eet. Stof. Luister baie mooi wat ek sê. En die Here maak aan Abraham 'n belofte. Die Here sê vir Abraham, jy sal kinders hê, soos die sterre van die hemel en soos die menigte sand van die see. En hy sê vir die duiwel, jy sal op jou maag seil en jy sal stof eet. En die woord van die Here sê, stof is jy en tot stof sal jy terugkeer. Met ander woorde, die duiwel eet mense wat doodgaan. Dit is sy kos. Het jy gehoor wat ek sê? Hy het gesê, jy sal op jou maag seil en jy sal van stof lewe. En die skrif van die Here sê, stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer. Met ander woorde, die duiwel se kos is hulle wat nie sterre vir God is nie. Is dit vir jou 'n skok? Nee, die skok kom. En hy het gesê, stof is jy en tot stof sal jy terugkeer. Maar die Here maak 'n belofte in sy woord. Daar is lewe en daar is lewe en daar is lewe in oorvloed. Die dief het gekom om te steel en te slag en te verwoes.
Het jy gehoor wat ek sê? Die dief het gekom om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom sodat jy kan lewe en oorvloed kan hê. Het jy gehoor wat ek sê? Dis my fondasie. Kom ons blaai na die boek van Genesis toe, direk na die val. Genesis, hoofstuk 6. Genesis hoofstuk 6. Ekskuus as jy dinge hoor wat jy nooit voorheen gehoor het nie. Jy gaan baie dinge vanmôre hoor wat jy nooit voorheen gehoor het nie. Maar dit is tyd geword dat die ware evangelie in perspektief geplaas word. Want hierso het ons onder die beloftes van God gelewe totdat die beloftes in vervulling sou gaan. Hier is die mens onder 'n wet van veroordeling gehou totdat die wet van veroordeling op die kruis weggeneem is en die lewe van God geopenbaar kan word na die kruis. Alright, die lewe van God geopenbaar kan word na die kruis. Daarom kon hy die stelling maak in die lewe van die Here Jesus en sê, die volheid van God was in sy lewe volkome en julle is volkome in hom. En hier is 'n belofte wat sê, as die volheid van tyd aanbreek, sal God sy seun uitstuur gebore uit 'n vrou wat onder die wet is, om die wat onder die wet is vry te maak, sodat hulle die aanneming van kinders kan kry. En daardie dag het aangebreek die volheid van tyd toe Jesus Christus sy lewe gee vir die verlorenes wat vervloek was, of wat onder die wet van God was, voor die kruisiging. Na die kruisiging is die vloek uit die weg uitgeruim. Wat sê die skrif? Hy het vir ons 'n vloek geword, sodat die seun na die kinders toe kan kom. He became the curse so that we can have the blessing. He became the curse so that we can have the blessing. Alright? So when the fullness of time came, God sent His Son, born from a woman that was under the law, to redeem them that was under the law, so that He can make them children. Alright? Okay, nou sê in Genesis 6, vers 3. Here, laat ek net gou 'n bietjie kalm kry. Genesis hoofstuk 6, vers 3. Luister wat sê hy. Toe sê die Here, wat is die belofte? My gees sal nie vir altyd in die mens lewe nie. Alright? My gees. And the Lord said, my spirit shall not always strive with men, for that he also is flesh, yet his days shall be 120 years. Ek wil jy moet baie mooi luister. Met ander woorde, God sê, my gees, die gees van God sal nie vir altyd by die mens wees nie. En van nou af sal sy lewe net 120 jaar wees. Jy het gehoor wat hy sê, ne? Van nou af sal die mens net 120 jaar lees. En nou gee God vir Moses hierdie wet. En ons moet onthou dat Moses lei 'n volk van 'n paar miljoen uit Egipte uit. Maar daar was ook 'n belofte aan Moses gesê dat hierdie volk sal almal in die woestyn omkom. Net die kinders wat gebore gaan word uit hierdie volk in die woestyn sal die beloofde land ingaan. En Moses skryf 'n gedeelte in Psalm 90. Kom ons blaai gou na Psalm 90 toe. Psalm 90 en vers 10 sê, ag liewe Vader, dankie Here dat hy rekenaar vir ons. Psalm 90 vers 10 sê, die dae van ons jare, daarin is 70 jaar, of as ons baie sterk is 80 jaar. En die uitnemendste daarvan is moeite en verdriet, want dit gaan gou verby en ons vlieg daarin. Met ander woorde, God gee vir Moses 'n wet hierso.
En hy sê van nou af, as die mens sterk is hy 70. As hy baie sterk is, gaan hy net 80 maak. Dankie, Tannie Katrien. The days of our years are 80 years and 10, 70. And if by reason of strength they be 80 years, yet is their strength labor and sorrow. Alright? So die Here sê vir Moses, Moses, jou wet gaan bepaal dat hierdie mense wat deur uit Egipte deur die woestyn uitgaan, gaan net 70 jaar word, en as hy baie sterk is, gaan hy net 80 jaar word. Ok, moet nie my verloor nie asseblief, want ek gaan 'n lang fondasie lê om by die klimaks te kom. So moenie my verloor nie. En nou wil ek vir jou vat na 'n gedeelte uit die woord van die Here uit. En die een is in Habakuk hoofstuk 1 vers 5 en die ander een is in Handelinge 13 vers 41. So kom ons gaan na Habakuk toe. Dis aan die einde van die Ou Testament. Habakuk, Sefanja, Haggai, Sagaria, Maleagi. Habakuk hoofstuk 1 vers 5. En ons almal weet die Ou Testament is 'n wat? Die Ou Testament is gebeurtenisse vir Israel en 'n profesie na Christus toe. Alright? Gebeurtenisse vir Israel, maar 'n profesie na Christus toe. Alright? En dan vir die wat na Christus sal lewe. Hy sê, aanskou onder die nasies en merk op. En staan verstom, want ek gaan iets in julle daar doen, wat julle nie sal glo, as dit vertel word nie. Behold ye among heathen, and regard and wonder marvelously, for I will work a work in your days. Kan jy sien hoekom moet ek begin om te sê, Here, laat die môre ster in ons hart opgaan, laat dag aanbreek, which you will not believe though it be told you. Met ander woorde, there will be something in the gospel about Jesus Christ that will be revealed, and people will stand amazed, they will not believe it. Only the chosen ones that will believe what God has promised will be true, they will inherit it. Handelinge 13. Handelinge 13, vers 41. Handelinge 13. Weet jy, die skrif sê, en die Here Jesus is baie duidelik as hy sê, die dief steel, die dief slag en die dief verwoes. Maar ek het gekom sodat julle lewe en oorvloed kan hê. Halleluja. Handelinge hoofstuk 13 vers 41. Is julle almal daar? Handelinge 13 vers 41. Dit is Paulus se verdediging van mense wat hom aankla. Vers 40, dan los net 41 op. Hy sê vers 40, pas dan op dat julle nie oor julle kom wat deur die profete gesê is nie. Kyk dan julle veragters en wees verwonderd en verdwyn, want ek gaan iets in julle daar doen, iets wat julle sekerlik nie sal glo as iemand julle dit vertel nie. Het jy gehoor wat ek sê? Behold you despisers and wonder and perish. For I work a work in your days, a work which you shall in no wise believe, though a man declare it unto you. Kan jy sien die verskil? Mense gaan Afrikaans sê vertel, Engels sê ek gaan dit aan jou verklaar, ek gaan dit aan jou duidelik uitspel. En wanneer dit uitgespel word, sal daar baie min mense wees wat dit sal glo. Lord, let the morning star arise in our hearts. Let it arise. Nou wil ek jou vat terug na die Ou Testament toe, na Deuteronomium, hoofstuk 34, Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri, Deuteronomium 34, en ek gaan vir julle daar vers 7 lees. Wat het die Here vir gesê, toe hulle hierso val? Jou dae gaan net 120 dae wees, want my gees gaan nie vir altyd strewe in die mens nie, net 120 dae. Nou gaan 120 jaar, dis al hoe lank jy gaan lewe. Maar nou wonder ek, nou sê Moses,
in Deuteronomium 34 vers 7. En Moses was 120 jaar oud toe hy gesterf het. Sy oog was nie verswak nie en sy krag het nie vergaan nie. Met ander woorde, hy vervul Moses wat die wet ontvang het, vervul wat God in Genesis gesê het. Hy vervul dit. Hy vervul dit. En nou sê mense, nee, jy verstaan nie, Moses het doodgegaan as gevolg van siekte. As gevolg van siekte. Kom ek vat jou na Deuteronomium 31 toe, wat Moses vir die volk sê. Hoekom hy moes doodgaan. Vers 1 en 2, 31 vers 1 en 2. Daarna het Moses gegaan en die hele Israel met hom met hierdie woorde toegespreek. Is jy daar dan, Katrien? Deuteronomium 31 vers 1 en 2. And Moses went and spoke these words unto Israel and said, ek is vandag 120 jaar oud, ek kan nie meer uit en ingaan nie, en die Here het vir my gesê, jy mag deur hierdie Jordaan nie gaan nie. Nou sê die mense, as gevolg van daai skrif, was Moses sieklik. Hy was nie sieklik nie. Hy het nêrens meer gehaat om die volk heen te lei nie, behalwe om deur die Jordaan te gaan. Hy het voor die Jordaan gestaan, en hy kon nêrens meer gaan nie. Hy kon nie meer met God gaan praat nie, want God het klaar gesê, Josua is jou opvolger. Jy moet nou doodgaan. So ek kan julle nie meer verder lei nie. Ek kan nie meer ingaan na die heiligdom van God nie. Ek kan nie meer God se woord aan julle verklaar nie. Ek kan nie meer in en uit gaan nie. Ek staan voor die Jordaan en hier het God vir my gesê ek gaan nie deur die Jordaan nie. En dis hoekom ek nie meer kan in en uit gaan nie. Nie omdat ek siek is nie. Ek kan nie meer in en uit gaan nie. God het vir my 'n briek opgesit. So hy is nie dood as gevolg van siekte of wat ook al nie. Hy is dood op 120 jaar, so sterk as die dag toe God hom die belofte gegee het. Staan hy daar en die Here sê, Moses, jy het nou 120 jaar oud geword en ek het daar gesê, jy kan net 120 jaar oud word en daarom kan jy Egipte land, kan jy Kanaan nie ingaan nie. Josua moet jou nou opvolg. Right? Julle is by, ek sien my vrou staan my in vraagtekens. Met ander woorde, Moses bereik wat God gesê het. Alright. Daar's een ding wat jy aangaande Moses moet onthou. Hierdie Moses lewe honderde jare na dit. Jy moet die verhouding van hierdie man met God verstaan. Hy lewe honderde jare na dit daai besluit geneem is. En hy moes met God 'n verhouding gehad het, dat God vir hom moes openbaar en persoonlik moet wys wat het van Genesis 1 af gebeur. Want daar's niemand wat die geskiedenis geskryf het nie. So hierdie man se verhouding met God was van so 'n aard, God het alles aan hom geopenbaar, van die dag wat God besluit het, kom ons maak mense na my beeld en na my gelykenis. En Moses moes alles neerpen. Kan jy sy verhouding met God sien? Kan jy sien hoe hy met God mond tot mond gespreek het? Dat God vir hom al hierdie dinge moes vertel het en gesê het, Moses, tot op Josua gaan jy die volk lei. En alles wat gebeur het, toe God gesê het, laat daar lig wees, het hy vir Moses gesê, Moses, ek het besluit daar gaan lig wees. Skryf dit neer, dat die mense weet wat na jou kom, wat het gebeur. So kan jy sy verhouding verstaan met God. Kan jy verstaan hoe ver skiet ek en jy tekort, ten spyte van die feit wat na die kruis gebeur het. Hierdie man het God intens geken. Hy het hom intens geken. God het intens met hom gepraat. God het deur hom gepraat. God het in hom gepraat. God het deur hom gewerk om alles te wys wat God besluit het van die grondlegging van die wêreld af. Toe hy hierso vir Moses skryf, toe weet Paulus, van die grondlegging van die wêreld het God bepaal wat in my en jou moet plaasvind. Kan jy sien die verskil tussen ons verhouding met God en Moses en Paulus se verhouding met God? En wat is die verskil? Wat is die verskil?
Dit is die verskil. Hierso het Paulus in 'n dimensie ingestap, wat ek nou nog gaan bykom. Hierso het Moses uit 'n dimensie uitgestap. Kom ons gaan verder. Hy sê, in Josua, hoofstuk 14, kom ons bly soontoe, het ek dit in Engels gelees? Ja, ek het. Josua, dit is nou Moses se opvolger. Ja, Vader, ek is skoon verlore in my eie Bybel. Net na Deuteronomium, Josua, hoofstuk 14, ek gee vir jou nou so 'n bietjie agtergrond, hoofstuk 14, en ek gaan vir u, waar is ek? Halleluja. Josua hoofstuk 14 vers 10. En nou praat die geskiedenis verder, want Moses is nie meer daar nie. Nou bly Josua en Caleb oor. Alright? Nou sê Caleb in Jesaja 14, en nou kyk, die Here het my laat lewe, soos hy gespreek het, nou al 45 jaar, sedert die Here hierdie woord met Moses gespreek het, toe hy Israel in die woestyn getrek het, en kyk, ek is nou vandag 85 jaar oud. Met ander woorde, Caleb verbreek Moses se dinges. En geskiedenis sê dat Caleb sterf op, gaan Google dit, op 120 jaar. Sterf Caleb, nadat Moses die belofte gemaak het, as jy sterk is 70, as jy baie sterk is 80. Kom Caleb, en hy stap 120 jaar lê hy sy lewe neer. Alright? So hy sê, ek is nog net so sterk, as die dag, toe God my die belofte gegee het, dat ek hierdie bergstreek kan inneem. En ek is vandag 85 jaar, en ek sien kans vir hierdie bergstreek, want God se lewe van belofte, van 120 jaar, is aktief in my lewe, en ek is sterk genoeg, ek gaan die berggedeelte vat. Ek wil dit nie maklik hê nie. Ek wil nie in die land Kanaan ingaan nie. Ek wil teruggaan, waar ek God se belofte op die proef stel. En geskiedenis sê, 120 jaar toe lê Caleb sy lewe neer. Joshua, halleluja. Ek het dit nog nie in Engels, and now behold, the Lord have kept me alive, as he said, those 45 years, even since the Lord spake this word unto Moses, while the children of Israel wandered in the wilderness, and now, lo, I am this day 85 years old. Volgende vers. As yet I am as strong as I was in the day that Moses sent me, as my strength was then, even so is my strength now for war, both to go out and to come in. Met ander woorde, ek is sterk genoeg om oorlog te gaan maak op 85 jaar, om hierdie bergstreek vir God in besit te neem. Ek is nog net so sterk. Nou sê hy vir ons, kom ek gaan maar net oor. En dit gaan vir my daar na Psalm 103 toe. Alright. Net so vir interessantheid, Josua sterf op 110 jaar oud. Josua verbreek ook Moses se profesie. Hy sterf op 110 jaar oud, nadat Josua volbring het waarvoor God hom geroep het, sterf hy op 110 jaar. Nou sê Psalm 103, en nou wil ek hê jy moet baie mooi oplet. Psalm 103, en daarvan af vers 2 en vers 3. Psalm 103 sê, vers 2, loof die Here, o my siel, en alles wat binne my is. Loof die Here, o my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie. Right? Vergeet geen een van sy weldade. Bless the Lord, o my soul, and forget not all his benefits. Wat al
vers 3, jou ongeregtigheid vergewe en al jou krankheid genees, wat jou lewe verlos van die verderf, onthou dit asseblief, en jou kroon met goedertierenheid en barmhartigheid, wat jou siel versadig met die goeie, sodat jou jeug weer nuut word soos die van 'n arend. Who forgiveth all thine iniquities, who healeth all thy diseases, who redeemeth thy life from destruction, who crowneth thee with loving kindness and tender mercies, who satisfy thy mouth with good things, so that thy youth is renewed like an eagle. Met ander woorde, hy sê, as jy eenkant by God kan uitkom soos 'n arend op die berg, wanneer hy sy ouderdom van dood bereik het, waar hy homself kan ontledig, homself al sy vere uittrek en sy bek teen die klip afkap, sodat hy vulnerable staan, dan vernuwe sy jeug asof hy 'n jong arend is, wat pas beginne vlieg het. En die Here maak daai belofte in 103, ek sal jou jeug vernuwe, soos die van 'n arend. Het jy gehoor wat ek sê? Ek sal jou jeug vernuwe soos die van 'n arend. As wat? As ons by hierdie plek uitgekom het, en daardie belofte van God tot nuut gemaak is, sodat wat hy gesê het, ek het gekom sodat julle lewe en oorvloed kan hê, en ek afgeskei kan word van 'n lewe sonder God en 'n lewe met God. 'n skok. Hierso het hulle gelewe sonder die teenwoordigheid van God. Hoor wat ek sê vanmôre. Hier het hulle gelewe sonder die teenwoordigheid van God. Slegs die hoëpriester een keer 'n jaar, as God toeganklik was, het hy erkenning gegee dat hy die offer aanvaar het. Met ander woorde, hulle het heeltemal afgeskei van God. En daarom kom die Here Jesus op 'n plek en hy sê, daar's twee weë. Daar's twee weë. Die een is die weg van die verderf, en die ander is die weg van die lewe. Kies lewe sodat jy kan lewe. Hy sê daar's twee weë. Jy gaan op 'n punt in jou lewe kom waar jy moet 'n besluit neem. Waartoe gaan ek? Waartoe gaan ek? Almal sê hierdie is hel toe en daai is hemel toe. Nee, hierdie is stof toe en daai is sterre toe. Hoor jy wat ek sê? Want hierdie is nie hemel toe nie, dis die weg van die lewe. Ek het gekom sodat jy lewe in oorvloed kan hê. Dis die weg van die lewe. Hierdie is die weg van die verderf. 120 jaar en stof sal jy wees en tot stof sal jy terugkeer. Is dit vir jou skok? Die skok kom nog. Die uitkenningsteken is dit, want God het sê, my spirit will not strive with men forever. And that's why they will only become 120 years old. Hy kom en hy sê, hierso word ek die vloek, I became the curse, and I redeem you from the curse. And I came so that you can have life and have it in abundance. So that you can have life and you can have it in abundance. Waarvoor sê die dief kom om te wat? Om te steel, te slag, te verwoes. En wat sê hy? Moenie aan die duiwel 'n kans gee nie. Gee hom geen vasdraplek nie. Daarom moet ons in ons gemoed vernuwe word, want die dief soek om te steel en te slag en te verwoes. Met 'n skok moet ek vir jou sê, Deuteronomium sê hy is geskep om te. He was created for that reason. The devil was created to deceive people. En daarom sê hy om te vernuwe word in die gees van ons gemoed, sodat ons die lewe van God in erkentenis kan bring, sodat ons deur God kan lewe en ons jeug vernuwe kan word soos die van 'n arend. Halleluja. Ek wil vir julle 'n paar voorbeelde wys uit die woord. Daar's 'n baie keer. Onthou jy vir Hiskia? Toe Jesaja na Hiskia toe kom, toe sê Hiskia, die Here het vir my gesê jy gaan vandag sterf.
En Jehuska draai sy gesig om na die muur toe en hy sê, Here, ek bring vandag in herinnering, ek het die offers herstel in jou huis. En terwyl Jesaja loop, toe sê die Here vir hom, gaan terug en sê vir hom, ek gee vir hom 15 jaar by sy lewe. Met ander woorde, God gee vir hom iets wat hy 'n besluit geneem het en hy sê, ek verleng jou lewe. Kan ek jou na Sara en Abraham toe vat? Kan ek jou na Sara en Abraham toe vat? 85 jaar. Toe kom sy by die koning. En die koning sê, wie's daai mooi vrou, kry haar dat sy in my arm kan kom bly. Toe sê soos 'n jong meisiekind. Hy sê vir Abraham, ek roep die dinge wat nie bestaan nie asof dit bestaan. 13 jaar later kry Abraham 'n kind by Sara. Maar toe Sara doodgaan, toe trou hy met Ketura en hy kry nog 5 kinders. 'n droë boom maak God se jeug niet. Ek sê 'n droë boom maak God se jeug niet, sodat hy by 'n ander vrou wat hy trou nog 5 kinders kan hê. Man, ek roep die dinge wat nie bestaan nie asof dit alreeds bestaan. En ek sal vir jou 'n ding vertel wat jy nie sal glo as ek dit aan jou openbaar nie. En Abraham moet sê in geloof moes hy aan God vashou. En daarom kon hy 'n vriend van God genoem word. Maar hy kon nie 'n kind van God genoem word nie. Hy moes 'n vriend van God word. Sodat uit hom uitgebore kan word. Hom wat die slang se kop sal vermorsel. En uit hom uit bring God vir jou iemand, sodat jy in geloof die nageslag van Abraham kan wees, waarin die belofte van God in vervulling kan gaan. So ons lewe nie op Abraham se beloftes nie. Ons lewe in die vervulling van die belofte aan Abraham. Met ander woorde, ons lewe in die tyd nadat die saad van Abraham die prys betaal het, sodat die beloftes in my lewe kan wees. En daarom, I can have life, and I can have it in abundance. Because the curse has been removed. Halleluja. Met ander woorde, kom ek vat jy na Job 1 toe. Ek wil dit graag vir jou sê. Job 1 is net so 'n bietjie terug, Esra, Nehemia, Ester, Job. Job 1, in Job 1 gaan ek vir jou net die storie vertel. In Job 1 kom die duiwel en hy kom by die Here. Jy kan dit maar self by die huis gaan lees. In Job 1 kom die duiwel by die Here en hy sê, die Here sê vir die duiwel, luister mooi wat die Here vir die duiwel sê. Hy sê vir hom, duiwel, waar kom jy vandaan? Waar kom jy vandaan? Hy sê, ek was op 'n swerftog, ek het die aarde deurkruis. Met ander woorde, hy was nooit in die teenwoordigheid van God nie. Hy sê, ek het die aarde deurkruis en ek het 'n man gevind, Job. En die Here sê, het jy ag gegee op Job? Hy sê, Job, vertrou my in alles. Die duiwel sê vir hom, okay, Here, kom ek toets hierdie man. Ons vat al sy besittings weg. En die Here sê vir hom, vat sy besittings. Job 1, vat al sy besittings. Vat sy familie, vat sy rykdom, vat alles. Jy kan alles vat. En dan Job 2 kom hy, en die Here sê vir hom, waar kom jy nou vandaan? Ek was op 'n swerftog. Hy sê, het jy gesien, Job het my nie verraai nie. Hy sê, okay, Here, ek het die oplossing vir Job, omdat hy jou kan verraai. As jy my toestemming gee om sy liggaam aan te val, dan sal hy jou verloon. Hoor jy wat ek sê? As jy my toestemming gee, dat ek sy liggaam aanval, en in Job 2, word sy hele liggaam omtrent vernietig. Hy sit op 'n ashoop. Hy is omtrent heeltemal vernietig. En sy vrou sê vir hom, hoekom is jy so soeperd, vloek God dat jy doodgaan? Die enigste wat hy oor het, sy vrou. Sy vrou sê, vloek God, sodat God jou kan weggaan, geen mens kan so lewe nie. Hy sê, ek sal God nooit vloek nie, ek glo in God. Ek glo dat God sal doen. En die einde van Job sê, die woord van die Here sit 130 jaar by Job se lewe.
Die Here sit 130 jaar by Job se lewe. En wat van sy vlees? Soos 'n jong seun. Wat van sy rykdom? Dubbel as wat hy gehad het. Want hy het hom getrou geag wat hom gesê het. En Job die duiwel het gesê, ja, as ek Job net in sy rykdom kan vat, of as ek hom aan sy besittings kan vat, of as ek hom aan sy vlees kan vat, dan sal hy God verloon. En selfs sy vrou kom en sê, man, is daar ooit 'n mens wat so stupid kan wees? Hoekom vloek jy nie eerder God nie? Dat God jou lewe kan verlos van hierdie aarde, waarop daar 'n vloek rus. Job sê, never in my life. Hy gee hom die mooiste vrou, hy gee hom die mooiste dogters, en hy gee hom dubbel sy rykdom terug. Want, as jy nou vir Josua, en jy kan vir Caleb by Job koppel, dan sê hy, in hulle twee was 'n ander gees gewees. Prys God, in hulle was 'n ander gees gewees, maar dit was nog nie die gees van God in sy oorsprong nie. Hulle het net 'n ander gees gekry, en daarom kon God hulle lewe gee. Job se mind was reg teenoor God. Job het geweet, as ek my mind voor God kan regkry, sal God alles kan herstel. Ek moet my gewete, my insig, my gees, my siel moet ek regkry voor God, en dan sal God herstel, en daarom sal ek God nooit vervloek nie. Maar Job werk aan sy eie insig, aangaande die goedheid van God, en God sê, okay, ek eer jou met 130 jaar. Ek kan jou nie ewige lewe gee nie. Ek kan jou nie ewige lewe gee nie. Hoekom? Ek kan jou nie ewige lewe gee nie. My gees kan nie vir altyd by jou wees nie. Job, as ek jou kan vat, en ek kan jou net hier gesit het, was jy 'n ander. Maar my gees kan nie in jou lewe nie, Job. Want ek het my gees daar weggevat. Hoor jy wat ek sê? Ek het my gees hier weggevat, sodat die duiwel stof kan eet. Hoekom het God die duiwel toestemming gegee? Man, dis baie maklik. Hier op die kruis gaan hy in en hy gaan haal almal uit wat die duiwel hier gesteel het. Baie maklik. Maar na die kruis het jy en ek 'n keuse waar ons wil wees, en daarom sê Petrus, Here, laat die lig opgaan, die dag breek, die môrester in my hart skyn, sodat ek 'n ster van God in die stof sal wees nie. Sodat ek 'n ster vir God sal wees in die stof nie. Sodat die dief nie kan by my kom steel nie. Ek sê sodat die dief nie by my kan kom steel nie. Die enigste manier hoe hy kan steel, hy kan my sinne verblind en my mislei. Maar ek het vir jou vanmôre goeie nuus. Al het die duiwel jou mislei, die prys is betaal vir die. God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believed in him shall not perish but will have everlasting life. Maar as jy hierdie weg gekies het, is die lewe van God na die dood nog steeds vir jou beskikbaar. Ek wens net ek kan dit in die kerk se lewe se kop kry. Want hy het die prys vir die wêreld betaal. Hendrik, die prys vir die wêreld. En as die duiwel my in swakheid mislei het, lewe ek nog in die teenwoordigheid van God die oomblik as ek my oë op hierdie aarde toemaak. Dan lewe ek in die teenwoordigheid van God. Het jy gehoor wat ek sê? Sê dan hard amen. Dan lewe ek in die teenwoordigheid van God. Met ander woorde, daar's nie 'n skeiding tussen my en God nie, want die skeiding is hier weggevat, die vloek is verwyder. En weet jy wat sê die kerk? Hendrik, ekskuus, ek gaan nou so 'n bietjie sê. Weet jy wat sê die kerk? Die dag as jy jou hand aan jou eie lewe geslaan het, het jy die keuse gemaak en jy gaan hel toe. God sê snert. Daar's nie 'n ander woord nie. Dis snert. Ek het die vloek verwyder. En almal behoort aan my. Ek het die sleutels van die dood en van die doderyk, het hy gesê. Ek het die sleutels van die dood
En ek het die sleutels van die doderyk. Ek het dit gaan leegmaak, sodat almal by my kan wees, wie ek besluit het op hierdie aarde gebore gaan word. Het jy gehoor wat ek sê? Die dief kan steel, hy kan slag en hy kan verwoes, maar hierso vat hy net terug wat aan hom behoort, want hy het die prys daarvoor betaal. Hy het die prys daarvoor betaal. En as ek wil nie snert sê nie, ek wil iets anders te sê, maar mense sit jou in veroordeling, omdat hulle die woord van God nie ken nie. En wat sê die woord van die Here in Spreuke? Sê vir my. Wat sê die Here? My volk kan ten gronde weens gebrek aan kennis. En daarom stuur hulle mense hel toe wat in die teenwoordigheid van God is. God is die aannemer van geen persoon nie. Hy is die aannemer van dit wat Jesus hier plaasgevind het en wat hy laat plaasvind het as gevolg van sy dood. Het jy gehoor wat ek sê? Met ander woorde, maak nie saak. Paulus het 'n woord wat hy sê, maar ek wil dit nou nie in hierdie kerk gebruik nie. Maar hy gebruik 'n baie sterk Engelse woord. En mense wil vir jou dinge vertel wat nie in die woord van God is nie. Mense maak hulle eie gedagtes op. Mense vat 'n skrifgie. Ja, jy's reg. Mense vat 'n skrifgie en die skrif sê, duidelik wat my vrou nou sê, kunstig verdigte fabels weef hulle in, om te kyk of hulle jou kan gevange neem, om waarin hulle gevangene is, onder die vloek. En nou gebruik hulle kunstig verdigte fabels, ou vrou stories, wat op jou gevoel speel, old wives tales, dankie, old wife tales gebruik hulle, om op jou gevoel te speel, omdat om jou te probeer oortuig, of jy nie sy siening kan insien nie, maar Paulus sê, pas op vir hulle, want hulle bring jou onder diensbaarheid, sodat hulle nie na jou hoef te luister nie, maar jy moet na hulle luister. Dis wat Paulus sê. Hy sê, pas op vir hulle. Hulle is bang, jy bring hulle onder diensbaarheid, daarom bring hulle jou onder diensbaarheid. En Paulus sê, ons ken die tyd. Ons weet wat plaasgevind het. Moenie laat hulle jou onder diensbaarheid bring nie. Want hulle kom voor as engele. Hulle kom voor as engele van die lig. En geen wonder nie, want hulle vader is die duiwel. Dankie. Want hulle vader is die duiwel en hy loop in rond en hy kyk wie hy kan verlei, verslind, doodmaak, steel en slag en te verwoes. Moenie na hulle luister nie. Hy is 'n mensemoordenaar, ja. Die skrif gaan so ver. Hy sê as mense vir jou 'n evangelie bring wat nie in ooreenstemming is met die lewe van God nie, laat hom 'n vervloeking wees. Moet hom nie eers groet nie. Dan moet nie laat in jou huis inkom nie, want hy gaan die vermoë hê om deur kunstig verdigte fabels jou dalk 'n bietjie om die bos te lei. En hulle probeer jou om jou in diensbaarheid te kry, diensbaarheid onder die eerste beginsels van hierdie wêreld. Het jy gehoor wat ek sê? Onder die eerste beginsels van hierdie wêreld en nie onder Christus nie. Het jy gehoor wat ek sê? Kunstig verdigte fabels probeer hulle jou mislei en hulle probeer jou 'n slaaf maak van hierdie wêreld sodat jy nie vry kan kom in dit wat Christus vir jou die prys voorbetaal het. En julle weet mos die ding. God het my van 'n slaaf verander na 'n seun toe. Na die kruis. En moenie laat mense slawe van mense maak nie. En dis wat hulle baie keer doen, slawe van mense. God gee vir Job 140 jaar. Blaai saam met my terug na die boek van Psalm. Psalm 102. Psalm 102. Halleluja.
Ekskuus, ek weet ek gaan nie deur my boodskap. Ek jaag en ek kom nie deur nie. Psalm 102, maak hierdie stelling. As jy sommer net na vers 14 sê, Psalm 102 vers 14, U sal opstaan. Het jy dit gesien daar? U sal opstaan. U oor Sion ontferm, want dit is tyd om hom genadig te wees, want die bestemde tyd het gekom. Het jy gesien, dit is past tense, U oor Sion ontferm, want dit is tyd om hom genadig te wees, want die bestemde tyd het gekom. Ek wil jou vra vanmôre, waar het hy opgestaan? Yes, they crucified him, but he raised after 3 days. En hy sê, nou sal ek hulle genadig wees. Met ander woorde, after his resurrection, we live under the grace and not under the curse. Het jy gehoor wat ek sê? Met ander woorde, hy vat sy oorspronklike besluit weg. Hy vat sy oorspronklike besluit weg en hy sê, wanneer jy opstaan, sal jy genade aan die mensdom bewys. Jy so 2 rytjies voor my. As ek opstaan, dan sal ek genade aan hulle bewys. Then they will only get mercy. Only when I'm raised, they will get mercy. So almal voor sy opstanding was under the curse. Almal voor sy opstanding was under the curse. Nou sê hy in Jesaja 53, halleluja. En as ek hom vir jou gee, Jesaja, was bietjie verder voor, Jesaja 53, Lord help me, Jesaja 53, vers 1 sê, Jesaja 53 vers 1, alright? Halleluja. Wie het geglo wat aan ons verkondig is? En aan wie is die arm van die Here geopenbaar? As jy dit gesê, Here, wat het ek in die begin gelees? I'm going to tell you something you will not believe it. Wie het geglo wat aan ons verkondig is? En aan wie was die arm van die Here geopenbaar? OK, Johannes hoofstuk 12. Ek wil dit net 'n bietjie in vervulling bring. Johannes hoofstuk 12. Ek weet julle sit lank, byt vas. Ek gaan nou land. Byt net vas. I'm gonna put my landing gear out now. Just stay there. 12, Johannes 12:38 sê, Johannes 12 vers 38, is jy by? OK. Ek gaan net vir julle net 37 lees, ek nie vir inskyn, ek wil net hê jy moet die konteks kry. Alhoewel hy so baie tekens voor hulle gedoen het, het hulle nie in hom geglo nie, sodat die woord van die profeet Jesaja vervul sou word wat gesê het, Here, wie het ons prediking geglo en aan wie is die arm van die Here geopenbaar en daarom kon hulle nie glo nie. Met ander woorde, Here, jou belofte, wat as hulle dit glo, sal hulle die hand van God in beweging sien. But Lord, they never believed us. The Jews never believed us, Lord. Hulle het nie geglo wat jy vir ons gesê het nie. En daarom kon God hom nie aan hulle openbaar nie. Jy gehoor wat ek sê? En Here, maar met ander woorde, die teendeel is ook mos dan nou waar. If we believe it, then the arm of God must be revealed. As hulle dit nie geglo het nie, en die arm van God nie geopenbaar word in hulle lewe nie, is mos hulle wat glo, moet die arm van die Here mos geopenbaar word, in hulle wat glo. Want God werk mos net, volgens sy wil, verlede week, volgens sy wil, volgens sy raadsbesluit, hy werk net volgens dit. En sy wil was, dat hy sy arm sal openbaar. Johannes 14,
Ekskuus, ek gaan nou sluit. Ek het nog so 3 verse, dan gaan ek afsluit. Johannes 14, halleluja. Vers 16 en 17, het ek vir jou gegee is? Sorry, as ek dit nie het nie, Johannes 14, vers 16 en vers 17. Hy sê, en ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster stuur. Is ek reg, Tannie Kastrien? En ek sal die Vader bid, en hy sal vir julle 'n ander trooster gee, om by julle, ek sal die Vader bid, en hy sal vir julle 'n ander trooster gee, om by julle te bly, tot in ewigheid. In other words, ek gaan herstel, wat ek het my gees daar weggeneem, en hier gaan ek dit herstel. Maar dit kan slegs herstel word, as ek die volheid van die tyd aangebreek het, en ek die prys vir daai ding betaal het. Alright? Die gees van die waarheid, vers 17, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien, en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy, en waar sal wees? Met ander woorde, hy sê, daar gaan 'n tyd kom, wat hierdie gees van my, ek in jou sal plaas, sodat hy vir altyd by jou sal bly, die gees wat die wêreld nie kan sien nie. Ek wil dit weer sê, die gees wat die wêreld nie kan sien nie. Hulle wat onder die vloek van die voorvaders wil lewe, daai gees van die wêreld, die gees van God kan die wêreld nie ontvang nie, maar jy sal hom ontvang, omdat hy by jou sal wees, en hy sal in jou wees vir altyd. Met ander woorde, God sê, ek kanselleer hierdie ding, as jy net vanmôre wil toelaat, dat die môrester in jou verdomde hart opgaan, en die dag kan aanbreek. Johannes 20, en ek gaan op Johannes 20 afsluit, maar ek moet dit net vir jou inbring. In Johannes 20, halleluja, Johannes 20, vers 23 en vers 31. Johannes 20, nou is Jesus gekruisig. Laat almal net klaar hulle notas maak. Ek wil volgende week by dit kom, en ek gaan nie. Nou is Jesus hier gekruisig. Alright? Hy is gekruisig. Hy het na die 3de dag het hy opgestaan. Alright? En hy het vir sy disippels gesê, net 'n klein tydjie en julle sal my weer sien. Alright? Nou kom Maria by hom, en die Here sê vir hom, Maria, moenie my aanraak nie. Gaan lees net so 'n bietjie terug. Moenie my aanraak nie. Ek was nog nie by my Vader nie. Maar die aand kom hy, en hy sê vir hulle hierdie ding. Johannes 20, vers 23. Hy sê, ekskuus, ek moet van vers 21 lees. Hy sê, Jesus sê toe weer vir hulle, vrede vir julle, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle, en sê vir hulle, ontvang as my Father has sent me, so send I you, but with a difference. Ek gaan die gees wat God onttrek het, gaan ek in jou lewe inblaas, sodat ek dit kan kanselleer in jou lewe. En daai gees gaan vir altyd by jou bly. Met ander woorde, hy kanselleer die ooreenkoms met dood. Nie na jou lewe nie, in jou vlees kanselleer hy die ooreenkoms met dood. And hy sê, you have the opportunity now to renew your youth like those of an eagle. Sê amen of sê eina? Amen. Okay, right. Nou sê in vers 31, maar hierdie is beskrywe, dat julle kan glo, dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en dat julle deur hom te glo lewe kan hê in sy naam. Halleluja. Met ander woorde, hy sê, ek is die opstanding, en ek is die lewe. Wie na my toe kom,
sal lewe en sal lewe in oorvloed hê. En as ek dit glo, sal ek lewe hê in sy naam. Met ander woorde, nie in wat Moses gesê het nie. Nie wat God oorspronklik gesê het nie. God vat nou hierdie oorspronklike skepping van hom, mense na my beeld en na my gelykenis, en Jesus bring dit in vervulling. En hy sê, as iemand in Christus is, if anybody be in Christ, he's a new creation. Met ander woorde, as ek hier saam met hom opgesterf staan het, en nadat ek gesterf het saam met hom, is ek 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan, en kyk, dit het alles nuut geword. Wat het hy vir Job gesê? Kry jou bly die kop reg. Ekskuus. Kry jou bly die kop reg. Dis wat hy vir Job gesê het. En Job het besluit, ek gaan my kop reg kry. En ek gaan glo dat God in staat is om te doen ver bo wat ek kan dink of glo. En die verskil is, Job lewe onder die vloek. Ek en jy lewe verwyder van die vloek af. Hoeveel te meer in my en in jou lewe is dit veronderstel? So wat nou? Kerk van God, wat nou? Wat nou? Hy het die prys vir lewe betaal, wat nou? I'm the way, I'm the truth, and I'm the life. Nobody can come to the Father except through me. Wat nou, kerk? Wat nou? Paulus sê, julle sal moet vernuwe word in die gees van julle gemoed, sodat julle kan weet wat die hoë roeping van God in jou lewe is. Amen. Ek wil volgende week aangaan, want hier is net die helfte van die boodskap. Volgende week is die cherry op die koek. Promise.